Nou, ons is vanoggend, is ons besig, het ons 'n viering oor Moedersdag. As Christene is ons dankbaarheid in die heel eerste plek dat God vir ons 'n moeder is. God is baie meer as net 'n man of 'n vrou. God sê ek is vir julle 'n vader, maar God sê ook in sy woord ek is vir julle 'n moeder. En op baie maniere wil God hierdie moederskap aan ons wys. Party van ons is bevoorreg om 'n ma te hê, party van ons is bevoorreg om 'n ma te wees, ander het die voorreg om vir iemand te sorg soos 'n ma, of jy nou 'n man of 'n vrou is, maar op daai maniere wil God eintlik vir ons laat ervaar wie hy is. So ons as gelowiges is vanoggend hier bymekaar, nie net om 'n wêreldse feesdag te vier oor moeders nie, maar ons is hier om te sê, Here, baie dankie dat U op 'n besonderse manier vir ons moederskap laat beleef, omdat U vir ons sorg. Nou, Moedersdag is nie vir almal vreeslike opwindende dag nie. Daar's mense wat dit anders te beleef as 'n goeie dag en 'n dag waarop ek graag vir iemand wil gelukwens. Daar's baie vrouens wat nie ma's kan wees nie, wat 'n rede ook al. Daar's baie ouers wie vandag as 'n ma moet dink aan 'n kind wat ek aan die dood afgestaan het. Hierdie week wat verby is, het 2 vriende van my deur hierdie situasie gegaan waar hulle kind gesterf het en die geweldige gevoel wat daarmee saamgaan en die hartseer wat dit eintlik vir jou bring. Daar's baie kinders wat nie moederliefde ervaar het nie. En daar's baie van ons moeders wat baie keer besef jy is maar net 'n mens en jy het ook maar gefaal as 'n moeder. So om vandag hier te sit en te sê 'n goeie Moedersdag is nie gebaseer op wat ek en jy reg kry of op 'n volmaakte wêreld nie, glad nie. Ons kan dit sê omdat God eers kom en sê ek is julle ware moeder. Daar waar jy ontbreek, waar jy nie self 'n moeder is nie, kan jy na God toe kom wat sê ek is 'n moeder wat jou verstaan. Daar waar jy nie 'n moeder het nie, kan jy na God toe kom en God sê ek sal mense op jou pad sit om oralste vir jou iets te beleef van ware moederskap. Daarom kom God. En hy verduidelik homself in die Bybel op 3 maniere. Daar's baie maniere wat God sê ek is soos. Ek wil hê jy gaan iets van my leer by 'n ma-beer. 'n ma-beer is iemand wat dapper is, lojaal is aan haar welpies en sy beskerm hulle met haar hele lewe. Hy sê jy gaan iets van my verstaan by 'n ma-arend, 'n eagle. Sy wat met wysheid en grasie en liefde haar kinders begelei en hulle leer om te vlieg, 'n geweldige hoë hoogtes tussen kraanse. God sê jy gaan iets van my leer as moeder by 'n ma-hen, wat haar lewe sal gee in winter of in vuur om bo haar kuikentjies te gaan lê om hulle lewe op die ou end te versorg. En daarom as ons vanoggend vir mekaar sê, gelukkige Moedersdag, dankie vir Moedersdag, sê ons vir ons ma's in ons lewe, dankie dat jy toegelaat het dat God op verskillende maniere my kon aanraak het deur jou moederskap. Ons sê miskien vir ander mense, sê dankie dat jy iets van moederskap teenoor my bewys het. Jy het vir my gesorg, jy het my bemoedig, jy het vir my sag toegemaak toe ek dit nodig gehad het. Ek het miskien nie 'n ma gehad nie. Ek kom self uit 'n huis uit waar 3 boeties het vir hulle kinders of vir hulle ouers baie vroeg verloor het en hulle tannie moes maar iets van 'n ma wees. Kan nie 100% ma wees nie. Ons is hierdie kant van die graf. Maar God gebruik oralste mekaar om vir mense iets te gee van moederskap, want ons het nodig om 'n ma te hê. Nou ek wil vra, daar is nou 'n prysie te wen. Kan ons so 5 kinders kry wat vir ons hier voor bereid is om te sit? Riekert, jy moet die ys vir ons breek. En dan, waar is daai oudste dogtertjie van jou, Jakob? Waar sit julle? Jy het die kind weggesteek vir ons. Hallo. Sit jy kan 'n stoel.
Dan nog, ons het nog 2 plekke oop. Dis nog 'n plek vol, 1 plek oop. Laaste kans vir 'n prys. Eerste keer, tweede keer. Sodat jy my nie sal omkant vang nie. Hallo. Nou maas, julle werk is nou om vir ons te sê watter van die antwoorde was reg, né? Okay, so miskien moet ons net eers dat julle naam vir ons sê. Julle moet maar die mikrofoon teen hulle mond hou. Kom ons begin die Karin, jy kan jou gas aan ons bekendstel. Ek dink jou is nie aan nie, hoor. Daar sy. My naam is Franco. Franco, hallo, lekker om jou hier te sien. Jy kan daar so. My naam is Rickert. Okay. My naam is Madeline. Madeline, hallo. My naam is Sean. Sean, hallo. My naam is Michaela. Okay, nou julle 5 moet nou vreeslik rustig wees, hoor. Julle moet nou glad nie stens wees nie. Maar julle, ek gaan nou vir julle vra oor julle ma, né? En dan gaan jy vir ons vinnig jou antwoord gee en jou ma gaan tel hoeveel jy reg het. Goed, hoe oud is jou ma? Kom ons begin by jou. Hoe oud dink jy is jou ma? Gee jy raai. Nee, jy moet ouderdom sê. Wil jy nog 'n bietjie dink? Hoe oud dink jy? Raai. 5 jaar. 10. Raai. Jy gaan nog lank saam met jou ma bly. Ons hoor Rickert, hoe oud is jou ma? 41. Okay, volgende ek vra vir Sean, hoe oud is jou ma? My ma is 40 en sy word 41. Okay. Zeg maar, hoe oud dink jy is jou ma? Ek weet nie. Raai, geef ons 'n raai. 22. 22. Dink jy ouer? Net 22. 21? Okay, ons sê 22. Kom ons hoor, hoe oud dink jy is jou ma? 31. 31. Okay, yes, alright. Goed, watter app gebruik jou ma die meeste op die foon? Dis nou soos Facebook, TikTok, Google, Gmail, wat nog? WhatsApp, Instagram. Watter een dink jy gebruik jou ma die meeste? Op watter een is sy die meeste? Gou, geef ons daai antwoord. Facebook. Daar sê, goed. Rickert? Instagram. Okay. Volgende. WhatsApp. Gaan daarna som toe. Facebook. Ek het ook WhatsApp en was besig met al die boodskappe. Okay. Alright, vertel vir ons, wat doen jou ma heeldag? Waarmee is jou ma besig? Rickert, gaan jy eerste? Besig om my lief te wees. Besig om? My lief te wees. Oeh, is dit charme nou hier? Okay, kom ons hoor by jou. Wat doen jou ma heeldag? Geen skool? Okay, Sean, wat doen jou ma heeldag? Sy is meeste van die tyd by die hoenders. Wat doen sy? By die hoenders. By hoelies? Nee, sy is By die hoenders? hoenders. Maar sy is nie in hoenders, sy is nie die hoender in nie. Nee, okay, sy is by die hoenders. Kom ons hoor vir vandag. Werk nie. Wat doen sy? Sy werk nie. Sy werk net, wat se werk doen sy? Sy is by dokter Fourie. Okay, goed. Right, kom ons hoor, wat doen jou ma heeldag? Sorg ons. Sy sorg vir julle. Kan dink dit vat 'n hele dag se werk, hè? Alright, nou moet jy onthou, wat het jy al gesien vergeet jou ma die meeste? Wat vergeet jou ma die meeste? Karin, kom ons begin hier by jou. Wat dink jy vergeet jou ma die meeste?
vergeet mama om schoolwerk te doen. Om wat te doen? Schoolwerk. Om skoolwerk te doen, ja. Bridget, wat vergeet jou ma die meeste? Waar sy haar foon sit. Okay. Goed hoor, wat vergeet jou ma die meeste? Ook al vriend. Sy vergeet haar die moefoon die meeste. Sean, hoor, wat dink jy vergeet jou ma die meeste? Sy vergeet baie keer wat om te koop by die winkel. Okay, alright, kom ons net terug. Wat vergeet jou ma die meeste? My ma vergeet wat te sê wat by die yskas uitdoen. Sorry, Karin. So many things I love about her. It's like a bazillion. I like her hair and her shirt. She opened drinks for me. How she's caring and how she helps me do my homework and do my school. 'Cause she's really sweet, she's really nice. She would give her life for me. I love that she cuddles with me. She cuddles with me and she makes a fort when I want her to. 'Cause I love her. You love her? Yeah. How much? Maybe like 75%. Net vanoggend om saam te wees met mekaar en sommer net vir mekaar te sê dankie. Dankie vir die ma's wat julle werk doen. Jy is nie volmaak nie. En ons bid vir jou vir die foute wat jy gemaak het. Dankie vir jy wat op 'n manier ma is vir iemand anders wat oor jou pad kom. Wat sorg en wat omgee. Want iets daarvan is dit wat ons as gelowiges vir mekaar doen sê. Dankie Here dat U vir ons soos 'n ma is. En dankie dat ons mekaar vanoggend kan vashou. En dankie dat ons hierdie liefde vir 'n wêreld kan vat wat smag na sorg en liefde. Yes, jou ervaring. Hou dit so teen jou mond daar teen jou kind. Yes. My pa. Is dit? En wat is dit wat vir hom dat jy laat voel maar Jesus dit hy sorg my amper soos 'n ma. Want hy koop my goed en hy maak vir my kos. En hy maak baie lekker vis, hoor? Dankie vir jou vrymoedigheid. Draai so 4 dat julle my vriende by mekaar hoor. Vertel 'n bietjie waar het jy moederskap, 'n moederhart al beleef wat nie by 'n ma lê nie, wat jy nog nie by 'n ma beleef het nie. As ek reg verstaan het, ek's aangeneem. So, Yes, ja. ek is baie dankbaar dat my ma dit goed gesien het om vir my op te gee, want ek het 'n baie goeie ma en pa gekry. En hulle het regtig alles opgeoffer vir my. Ek my bietjie Suid-Afrika toe gebring. Ons het baie goeie lewe, ons het baie goeie man in die voorreg om 'n ma te wees van 3. En ja, so ek wil net sê, dit maak nie saak of jy nou bloedverwant is of nie. Maar daai instink, daai liefde is altyd daar. En ek het baie kinders. Ek het 3 van my eie, maar ek het baie kinders. Ek is baie lief vir hulle. En ja, hulle weet waar om my te soek. Ja, iets wat jy leer uit jou eie lewe om te besef moederskap is wyer as bloed. Ja. Ja, baie dankie vir jou deel, hoor. Ja, ek dink net 'n sekere tyd van nou se lewe is daar iemand spesiaal. Ek weet as jy klein is, dan dit jou ma, as jy groter word, dan dit jou miskien jou vrou op 'n sekere stadium is jou skoonma. Ons is hier 2 ouens wat se skoonma's, dit is die regte woord, nee. Skoonma dan ook 'n baie belangrike rol speel. So dis nie net een persoon een tyd van die jaar van jou lewe nie. Dis 'n klomp mense en 'n klomp tye van jou se lewe. Baie dankie vir daai insluit. Dankie, ja. Dis nie net een persoon, daar is verskeie mense. Daar's 'n moederhart is God se gentle touch vir ons hier op aarde. En dis is wat ons as gemeente uitgenooi word. Petrus skryf vir sy gemeente, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here.
Die standaard wat ons as gemeente in ons gemeenskap wil bring, voldoen dat dit eerbied aan Christus bring. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Die hoop is hierdie skoonheid, hierdie versorging, hierdie omgee, hierdie bemoediging om te sê, jy is baie meer as jou foute. Jy is baie meer as jou omstandighede. Jy is baie meer as jou verlede. Ek gee vir jou hoop, ek gee vir jou 'n toekoms. Maar doen dit met beskeidenheid, soos wat ons by moeders kan leer, en met eerbied vir God. Be the change you wish to see in the world. En dit gaan ook aansluit by die hemelvaart en Pinksterreeks wat voorgaan. Here, wat moet ons by U gaan hoor? Ons het laas jaar vir mekaar gesê dat die Here het ons as gemeente opgetel en vir ons regtig op 'n goeie plek gesit. Maar hoekom? Hoekom is ons op hierdie goeie plek? En wat wil God in jou doen om nog meer van sy goedheid te beleef? Deur sy Gees. Wat wil God met hierdie gemeente doen? Om sy goedheid in hierdie gemeenskap in te dra. Die Here jou beskerm en omarm. Daarom sê ons dankie vir dapperheid, opoffering en lojaliteit, soos 'n vurige maabeer wat haar welpies beskerm. Mag die Here jou lei en jou bron van wysheid wees. Nou sê vir die Here, dankie vir inspirasie, wysheid en geduld, soos 'n arendma wat haar kuikens leer vlieg. Mag die Here vir jou sorg en voorsien. Dankie vir versorging, aanvaarding en omgee, soos 'n hen wat vir haar kuikens sorg.